Vriende, wat 'n voorreg om vanmôre weer die woord aan u te kan bedien. Ek vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en ek vra dat ons net 'n oomblik sal stil word en dan net 'n gebed sal saam doen en vir die Here vra om sy woord te seën aan ons harte. Hemelse Vader, baie dankie dat ons andermaal weer rondom u woord kan stil word. Ons is besig met hierdie baie aangrypende en lewensveranderende reeks wat handel oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou siel. Dis wanneer ons sterwe aan onsself dat ons ware vrede vir ons siele vind. Dis wanneer ons, Here, minder word en u meer word, dat ons agterkom en smaak en sien dat die Here goed is. Dis wanneer ons die troonposisie verlaat, dat Christus kan regeer in my hart, soos die woord vir ons sê, eie aan 'n kind van die Here is. Dat ons smaak wat dit is, soos daardie kinderliedjie sê, vrede in die hart waar Jesus woon. Daarom bid ek, Here, dat u vir my wat die woord oordra, sal heilig in die waarheid van u woord, hulle wat dit aanhoor, ja, Here, genade sal gee om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê, en verandering sal bring waar nodig, en dat ons sal besef, dis 'n daaglikse pad, tot die dag, dat ons u in u heerlikheid sal sien, 'n pad van selfsterwe, kruisopname, en die volg van ons Here Jesus. Dankie dat ons gesterwe het, die dag toe ons gered geword het, dat ons gesterwe het aan ons sondige begeertes, en dat dit nie oor ons heerskappy sal voer nie, maar Here, aan die ander kant ook, dat ons besef, ons moet nou 'n nuwe lewe leef, 'n lewe soos Christus vir ons die voorbeeld nagelaat het. En dis 'n pad wat u deur u Gees vir ons in staat stel om te kan bewandel, en meer as oorwinnaars in u naam te wees. Here, gee nou wysheid, waar ons vanmôre by die volgende gedagte kom, dat u dan ook ons harte sal open vir die waarheid van u woord. Ons bid dit in u naam en ons bid dit met danksegginge. Amen. Vriende, Halleluja lied 11, is daar die pragtige lied wat sê, hy is koning, elke afgod moet nou heen. Hy voer heerskappy oor alles, niemand anders, hy alleen. Die tweede vers sê, hy is koning, alle twyfel moet nou heen, want my hart moet onverdeeld wees, eiendom van God alleen. Is dit nie vir u pragtig nie? My hart moet onverdeeld wees, eiendom van God alleen. Dink maar aan 'n huwelik vanmôre. As 'n man verdeelde gedagtes het, hy het sy vrou, maar hy is ook nou verlief op 'n ander party. Watter geweldige konflik veroorsaak dit nie? Die skeuring wat dit veroorsaak, die hartseer, ag vriende, die agterdog. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik in die woord ook, dat as ons aan die Here behoort, het ons dan die sonde met sy begeerlikhede afgesterwe, om nou voortaan vir die Here te lewe. Ons reeksie het nou al gevorder tot by Kolossense 3 vers 5, en daar sê die Bybel, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik gierigheid wat afgodediens is. Ons het daar reeds gekyk, maak dood julle lede, naamlik hoerery, onreinheid, hartstogte en slegte begeertes, en ons is nou vanmôre by die gedagte van gierigheid wat afgodediens is. Nou wat moet ons doen met gierigheid? Kom ons definieer dit eers. Nou gierigheid, vriende, is afgelei van 'n Griekse woord wat eintlik 2 woorde is wat saamgevoeg is. Die een woord is die woord pleon, wat meer beteken, en die ander woordjie is exou, wat wil hê beteken. So gierigheid is 'n uitermatige begeerigheid na meer. Nou die Bybel waarsku ons baie duidelik dat gierigheid is afgodediens. So as ek 'n gierige mens is, as ek 'n konstante begeerte het, 'n uitermatige begeerte na meer, na dit wat andersin is, en ek wil myself heeltyd verryk, sê die Bybel, is ek besig met afgodediens. Dan raak my begeertes my God, en nie meer die God wat ek bely as my redder nie. Daarom sê Matteus 6 vers 24, niemand kan 2 here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Hier kom die gedagte baie duidelik na vore, dat gierigheid meer in die rigting van geld is. Nou ek wil vir u sê, dis nie net ryk mense wat geldgierig is nie. Baie keer etiketeer ons ryk mense en sê, daai mense is gierig, of daai mense is geldgierig. En ek wil vir u sê, dis nie waar nie. Baie keer is arme mense meer geldgierig as ryk mense. Daarom is die gedagte hier nie oor, ons moet nou die ryk mens uithaal of die arme mens veroordeel of vice versa nie. Die gedagte is eenvoudig, ondersoek jou hart. Besit jy geld of besit geld jou? Is jy so begeerig na meer, dat jy alles in jou vermoë sal doen om mense, ek kan amper sê in te doen om meer vir jouself te kry,
Of het jy op daardie punt gekom van dankbaarheid en vergenoegdheid om te sê, Here, U is koning in my lewe, en wat ook al U aan my toevertrou is vir my genoeg. Ek doen my werk soos U vir my sê, ek moet my eer daarin stel om met my eie hande te werk en by mekaar te maak en weer te gee vir ander wat nie het nie. En Here, as U my seën met mildelike inkomstes, dan bly U nog my God en ek gaan nie begeerig raak na meer nie. Vriende, ons het nodig om werklik die Here in hierdie saak te ken, want die oomblik wanneer 'n mens 'n liefde vir geld ontwikkel, dan verdwyn die Here op die agtergrond. Hoe dikwels het kinders van die Here, en u kan die boek Timoteus gaan lees, waar Paulus vir Timoteus sê, vlug van die geldgierigheid, want deur geldgierigheid het baie mense die geloof verloon. Daarom die baie duidelike gedagte is, julle kan nie God en mammon dien nie. Wat ons het is genade in die hand van die Here. Kom ek lees gou vir u die waarskuwing in 1 Timoteus 6 vers 9 en 10. Die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Luister vanmôre, daar is niks fout met geld nie, maar geldgierigheid en geld is 'n resep vir hartseer en tragedie. Hoe dikwels hoor jy van egskeidings, omdat die begeerte na geld groter geword het, en al die ander kosbare dinge wat die Here ons gee, 'n man, 'n vrou, kinders, 'n gemeente, die pad saam met hom, dat ons dit versaak het, omdat ons meer wil hê van die tydelike en verbygaande dinge. Daarom sê Paulus, maak dood geldgierigheid. Wees tevrede met wat God jou gee. Wees dankbaar oor wat God jou gee. En as hy jou seën met baie, dat jy 'n oop hand sal hê om te gee en God daarteë te verheerlik. 1 Johannes 2:15 tot 17 gee vir ons 'n baie mooi gedagte, 'n opsomming van maak dood geldgierigheid. Die Here sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En dan, die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Is dit nie vir u kosbaar nie? Die Here gee vir ons soveel waaroor ons dankbaar kan wees. Hy gee vir ons sy woord, hy gee vir ons sy gees, hy gee vir ons ander kinders van die Here, hy gee vir ons finansies, hy sorg vir ons na die tydelike, maar pas op dat hierdie goed nie jou lewe begin beheer nie. Die oomblik wanneer jy gierig raak, dan raak al hierdie dinge vaag en ver in die agtergrond en raak geld en mammon jou absolute dryfveer en dit lei na hartseer, skade en skande en verlies in jou lewe. Onthou u nog die Halleluja lied waarmee ons begin het? My hart moet onverdeeld wees, eiendom van God alleen. Ek dank die Here dikwels vir die wyse waarop hy vir ons sorg. En dan in dieselfde asem vra ek, Here, bewaar my hart, want ook my hart kan gierig raak. Ook my hart kan my so dryf in 'n rigting, dat die tydelike vir my belangriker raak as die geestelike. En Here, dan weet ek, deurboor ek my met baie smarte. Die woorde van Timoteus wil ek net weer vir u noem, of van Paulus wat aan Timoteus geskryf het. Die Bybel sê, omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. So wat is die aanbeveling? Sterf aan jouself, neem jou kruis op en volg die Here Jesus Christus. As jy vanmôre wil toets of jy 'n gierige persoon is, vra jouself die volgende paar vrae af. Dis maar net so 'n paar gedagtetjies. Vra jouself die vraag af, waaraan dink jy die meeste? God of geld of enige iets anders? Tweede vraag, waarom spandeer jy jou tyd die meeste? God se koninkryk of jou eie? Die derde gedagte, is jy dankbaar of kla jy deurgangs dat jy te min het? Dat jou besittings minderwaardig is teenoor andersin? Nog 'n gedagte, praat jy gedurig oor die skatte en waarde van wêreldse dinge of oor die hemelse dinge wat die Here vir ons gaan voorberei het? Ek vra jouself, toets jou aan die hand van die woord, is jy gierig al dan nie? Vra jouself die vraag af, is jy synig of mededeelsam? Gaan dit net oor ek en myself en hoe ek vir myself kan bymekaar maak, of is daar 'n mededeelsame gesindheid by my? 'n Vraag wat jy nog vir jouself moet afvra, is jy getrou aan God in die gee van jou tiendes en offergawes, of beroof jy hom deur sy geld vir jou gewin aan te wend, omdat jy gierigheid
in jou lewe koester en huisves. Dis 'n paar kort eenvoudige gedagtes om te toets of jy gierig is. En ag vriende, ek vertrou dat ek en jy die toets sal slaag en waar ons leemtes in ons lewe sien, dat ons sal bely en laat staan en barmhartigheid by die Here sal vind. Hierdie man, William Barclay, het die opmerking gemaak en ek lees dit vir u in Engels en verskoon maar ek lees gelukkige Afrikaanse Engels en almal van u kan dit verstaan. Hy sê die gedagte van geldgierigheid is dan die wortel van alle ewels. Hy sê it is therefore a sin with a very wide range. If it is the desire for money, it leads to theft. If it is the desire for prestige, it leads to evil ambition. If it is the desire for power, it leads to sadistic tyranny. If it's the desire for a person, it leads to sexual sin. En dan sê, when people sin, it is at its basis they're doing what they desire, rather than what God desire. Hy sê that is in essence the worship of themselves instead of God, and that is idolatry. Dis my so mooi saamgevat. Die oomblik wanneer my begeertes in sekere rigtings beweeg, dan lei dit na selfaanbidding, selfbevrediging, wat later lei dan ook tot afgodediens. Mag die Here my en jou bewaar, want ons harte is so bedrieglik. Daarom sê Paulus, deur die leiding van die Heilige Gees, maak dood slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Want as jy dit nie doodmaak in jou lewe nie, sal dit jou lewe vernietig en verwoes. Mag die Here ons genade gee, dat ons harte onverdeeld sal wees, eiendom van God alleen. Mooi dag vir u, seënwense, tada.